Ek gaan 'n reeks doen waar ek 'n vergelyking gaan maak tussen die Hebreëse oorsprong en die Christendom. 'n Reeks waar ons gaan kyk na die verskil tussen die lering van die Christenkerk, hulle teologie, en die van ons Messias, Yahusha. Ek wil dit duidelik maak dat ek geen denominasie van die kerk of van die Hebrew Roots verteenwoordig nie. Hierdie Bybelse reeks gaan Bybelgerig wees en die verskil tussen die uitkyk van die Christendom teenoor die lering van ons Messias. Ek verdedig nie die Hebrew Roots denominasies nie, maar wel Torah gehoorsaamheid. Ek lees van die Engelse The Scriptures. Ek kon geen Afrikaanse Bybel kry waar ons Vader se en Seun se heilige naam herstel was nie. So die eerste ding wat ek nou wil kyk is dat ons Vader verander nie. Sy woord is die enigste waarheid en daarom is dit die enigste riglyn waarvolgens ons moet kyk hoe ons in sy voetspore moet volg. Hy verander nie. Malachi 3 vers 6 en Hebreërs 6 vers 17, hy is onveranderbaar. Daar is geen skadu van omkeer nie in James 1 vers 17. Nie die woorde van sy mond of sy verbond verander nie. Psalm 89 vers 34 en Exodus 31 vers 14 tot 18. Sy geskrewe woord mag nie verander word nie. Deuteronomy 4:2, Spreuke 30:6, Openbaring 22 vers 18 en 19 en dat die hele Bybel geldig is. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. So basies wat dit beteken dat ons Vader glad nie verander nie, is die volgende: dat die slotsom van die hele saak is uit die mond van ons Skepper, Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the entire matter, fear Elohim and guard his commands, for this applies to all mankind. Nie net vir die Jode of net vir die Christene nie, maar vir almal. Ons moet ook verstaan dat saligmaking is slegs deur ons Messias, Yahusha. Johannes 14 vers 6, Yahusha said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ons moet die voorbeeld van ons Messias volg. 1 Petrus 2 vers 21. For to this you were called, because Messiah also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. So ons moet in die voetspore van ons Messias volg. Met ander woorde, ons kyk na sy woord, wat het hy gedoen, dit moet ons doen. En ons word aan ons vrugte geken, Matteus 7 vers 20, so then, by their fruits you shall know them. Nou laat ons bietjie kyk na van die vrugte van die kerk of die Christelike teologie. Die mees belangrike fout is dat hulle sy heilige naam verander het. Die naam van ons heilige Vader is Yahuwah en sy seun Yahusha, wat beteken Yahuwah-red. Maar hulle word genoem H-E-R-E of in Engels L-O-R-D, wat beteken B-A-A-L, en dan J-E-S-U-S of Z-E-U-S, wat beteken Heil Z-E-U-S. Ek mag die name nie sê nie, volgens die woord van ons Vader, daarom spel ek dit maar julle kan dit lees op die skerm. Die feit dat dat ons Vader en Seun se heilige name verkeerdelik uitgespreek word, die gevolg daarvan is dat die eerste 3 gebooie van ons Hemelse Vader verbreek word. Die Sabbatdag, wat na Sondag verander is, dit is die dag van die sonaanbidder. Die oorsaak daarvan is dat die 4de gebod verbreek word. So wat ons hier het, net met hierdie eerste 2, dat elke gebod van ons Vader
verbreek word as gevolg van die Christenteologie. Verder, ander tradisies of gebruike van die kerk, of vrugte van die kerk is dat die Bybelse feeste verander is, vir Kersfees, vir Easter, vir Lent, Ash Wednesday, Palm Sunday, Halloween, ensovoorts. Hulle het die besnydenis weggeneem, en hulle eet onreine voedsel. As jy nou daaroor dink, dat ons Messias, Yahusha, het nie een van hierdie Christelike tradisies gedoen nie. Waarom dan doen ons dit? Of die kerk dit? So wie volg die kerk dan? Wel, ons lees in Johannes 5 vers 43. I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, him you would receive. So wat het die kerk gedoen? Hulle volg die een wat in sy eie naam gekom het. J-E-S-U-S. En wat ek erg vind, is dat die Christen erken dat hulle almal sondaars is. En die rede daarvoor is, dat hulle verbreek die gebooie van ons hemelse Vader en Seun. Elkeen van hulle. Met ander woorde, hulle is reg. So wat is sonde dan? Ons lees in 1 Johannes 3 vers 4. Everyone doing sin does lawlessness, and sin is lawlessness. Sonde is wetteloosheid. En as jy die wette van ons Vader verbreek, word jy wetteloos. En ons Messias Yahusha het die volgende te sê daaroor. Matteus 7 vers 23. And then I shall declare to them, I never knew you. Depart from me, you who work lawlessness. Woorde wat jy nie op oordeelsdag wil hoor nie. Die kerkvaders en die vertalers het die woord van Jehovah verander om by hulle teologie aan te pas. Die Christendom of teologie is nie die waarheid nie, omdat dit nie Bybels is nie. Gaan doen gerus maar 'n bietjie huiswerk, gaan kyk die invloed van Konstantin, wat hy gehad het op die geloof. Halleluja, tot volgende keer.